Goeiedag vriende, welkom by hierdie week se oordenkings. In hierdie week wil ek stil staan by verskillende psalms en ook onder andere by die Markus Evangelie. So daarom nooi ek jou uit as ek 'n bepaalde psalm noem, dat jy hom rustig by die huis gaan lees. Vriende, ons is in die na-Pasefase van die kerkjaar. Dit is die laaste 50 dae van Jesus as opgestane Christus op aarde. Miskien leef ek en jy nog in die euforie van die Paasfees en die Paasgebeure. 'n Tyd waarin ek en jy kon nadink oor ons geloof en ook kon nadink oor ons geestelike lewe. Maar ons is weer terug in die realiteit van die lewe. En deel van hierdie lewe waarin ek en jy leef is ons eie broosheid. Maar vriende, ons moet nie broosheid in die lewe negatief ervaar nie. Omarm dit. Op Paasondag het die paus se laaste seën oor sy gemeente by wyse van spreuke op die Petrusplein uitgespreek, soos 'n dominee ook seën oor sy gemeente uitspreek. En toe Paasmaandag, toe sterf hy. Ironies ook, Handel, wat die Messias geskryf het vir jare dit self opgevoer en was hy die dirigent en ook sy laaste optrede was die Paasondag en hy is toe ook daarna oorlede. En deel van die realiteit van die lewe is dat die oorlog in die Midde-Ooste en tussen Rusland en Oekraïne het ook nie opgehou nie. En dat die Jode en die moslems mekaar nog op hulle allerheiligste dae aanval. En daarom het die vraag onwillekeurig in my hart opgekom, het die mensdom dan blind geword vir die redder wat gekom het, soos Jesus dit verwoord het. Jerusalem, as julle vandag maar net wou insien wat vir julle redding nodig is. En daarom vriende, die Paasboodskap is 'n boodskap van hoop en redding. Want gelowiges glo dat Jesus die gekruisigde en die opgestane Christus is. Die kruis dan 'n simbool van versoening en heling. Jesus het as hoeksteen vir ons lewe geword. Al is hy die een wat deur die bouers afgekeer is. Vriende, al is daar mense wat in 2025 hulle rug op Jesus keer en hulle self van God afsny, weet ons, Jesus is en bly die Here. In Psalm 118 lees ons van geloofsgetuienisse van gelowiges. Vir hulle is God 'n lewende Here, want hulle verwoord dit om te sê, God hoor my gebede, God kom tot my redding. En daarom, liewe vriende, weet ek en jy, die Here red vandag nog. Hierdie redding is ook vir alle mense. Ons lees dat in die Ou Testament dat selfs die nasies ontzag vir God gehad het. Daarom dat hulle ook uitroep, ons wil by julle, die gelowiges wees, want ons sien en hoor God is by jou. Ek wil hê jy moet oor die volgende reflekteer, of nadink. Liewe luisteraar, vriend, die Here het vandag nog, en hy red vandag nog. Die Here stuur ons na hierdie wêreld waarin ons leef, om as sy getroue dienaars en dienaresse die boodskap van die kruis en die opstanding uit te leef en te kan verkondig. Die vrug van ons getuienis, en getuienis is die werk van God se Gees in ons lewe. Vertrou God daarom daarvoor. Leef as 'n Christen. Amen.